Die tema van vanoggend se woord is God's fingerprints, ons Here se vingerafdrukke. Ons Here se vingerafdrukke is ons deur ons hele lewe. Van die eerste asem van ons geboorte af, het die Here U geken. Sy versorging, sy voorsiening, sy betrokkenheid, sy vingerafdrukke is oral. Maar ons sien dit nie noodwendig raak nie, omdat die bose eerstens en 'n besige lewe ons fokus verskuif het. Dankbaarheid posisioneer ons harte om bewus te word van God se teenwoordigheid. Dankbaarheid help ons om die vingerafdrukke, met ander woorde die betrokkenheid van Vader in ons lewens weer raak te kan sien. 1 Thessalonians 5:18 says, "Thank God in everything, no matter what the circumstances may be thankful and give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus." Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Maar hier is ietsie belangrik wat ek onder die aandag wil bring. Paulus sê nie net dat ons noodwendig dankie moet sê vir alle omstandighede nie, maar dat ons in alle omstandighede nog steeds dankbaar moet wees. Sien jy die verskil? Ons is nie noodwendig dankbaar vir die moeilike omstandighede nie, maar in hierdie omstandighede het ons nog die vermoë om dankbaar te wees. Daar is situasies in die lewe wat pynlik is, wat verwarrend is, wat moeilik is, wat verskriklike hartseer het. God does not expect us to celebrate the hardship. Instead, He calls us to remain thankful even in these challenging situations because of His nature, His promises, the presence, His presence that never changes, and He is asking us to trust Him through these difficult circumstances. Gratitude is not only a reaction to good circumstances and good times. Gratitude is a response to the character and the faithfulness of our Heavenly Father. Mag ek herhaal, om dankbaar te wees in alle omstandighede, gaan nie daaroor om dankbaar te wees vir die moeilike omstandighede waarin ons mag wees nie, maar om steeds dankbaar te wees vir God se teenwoordigheid, vir sy omgee, sy beloftes, ongeag die omstandighede. Jy weet my boetie en sussie, baie keer vind ons onsself in omstandighede weens ons eie ongehoorsaamheid of ons eie hardkoppigheid of besluite wat ons self gemaak het. En dan ons die Here blameer daarvoor, maar dit is nie sy skuld nie, dit is besluite wat ons self geneem het. Maar ons kan 'n besluit maak, in moeilike omstandighede sal ons nog steeds die Here dankbaar wees, omdat ons weet wie Hy is. Dankbaarheid herinner ons daaraan dat God steeds net goed is en dat Hy aan die werk is, al verstaan ons nie altyd hoe Hy dit doen nie. Throughout Scripture, thanksgiving is closely connected for entering into God's presence. Dit was vir my so merkwaardig vanoggend ons praise and worship, hoe ons kon in sy teenwoordigheid inbeweeg, hoe ons kon bewus word, hoe ons vergeet het vir 'n oomblik van die persoon wat langs ons staan, en dat ons kon fokus op ons Here. Psalm 100 verse 4 says, "Enter into His gates with thanksgiving and a thank offering, and into His courts with praise. Be thankful and say to Him, bless and affectionately praise His name." You see, my boetie and sissie, that thanksgiving softens our hearts. It quietens our complaints. Thanksgiving removes pride
It is pride that believes that we deserve more than what we have received. A grateful heart recognizes that God is always with us and that He is a good God. Jy sien, wanneer ons fokus op dit wat ons nie het nie, word ons harte swaar en afgelei. Maar wanneer ons doelbewus God dankie sê, dan besef ons al die maniere waar Vader alreeds in ons lewe betrokke is. Uit dankbaarheid begin ons om sy voorsiening te sien in ons daaglikse behoeftes. Ons herken sy leiding en besluite wat ons moet maak. Ons herken sy vertroosting in moeilike hartseer seisoene, ons bewus van sy nabyheid. Ons herken sy getrouheid deur elke stadium van ons lewens. Gratitude, dankbaarheid, is a spiritual awakening, becoming aware of God's fingerprints, His involvement in our lives. Gratitude trains our hearts to recognize God and His involvement in our lives. A thankful heart is a humble heart, and humility attracts the presence of God. Dankbaarheid herinner ons dat die lewe 'n geskenk is van God. Ek dink altyd aan Eddie, wat sal sê, hy het dankbaarheid vanoggend opgestaan. Hy is dankbaar vir 'n nuwe dag, vir nog 'n dag. Dankbaarheid is 'n voorvereiste om God se teenwoordigheid in ons lewens in te huisves. A complaining heart, a heart that's always finding trouble and finding it difficult. A complaining heart pushes the awareness of God away. But a grateful heart creates space for Him. Gratitude shifts the atmosphere of our lives. In plaas om in frustrasie en vrees te leef, begin ons bewus word dat God naby ons is en in ons lewens besig is. Dankbaarheid verander ons geestelike sensitiwiteit. As jy die teenwoordigheid van die Here wil ervaar in ons lewens, begin dit deur 'n dankbare hart. Hoe meer ons God dank, hoe meer herken ons sy teenwoordigheid ongeag die omstandighede. Al is dit die kleinste seën, maak dit ons bewus dat Vader betrokke is in ons lewens. Dankbaarheid is meer as net dankie te sê in gebed. Dit word 'n leefwyse. Dit word 'n lifestyle van dankbaarheid. Dit word 'n ingesteldheid van die hart wat Vader verwelkom in elke deel van die dag. Dankbaarheid bewaar ons harte met vrede. Filippense 4 vers 6 sê die volgende: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God. Oh, the peace of God. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Hoe kan ek vrede ervaar in hierdie onmoontlike situasie? Sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dankbaarheid, my boetie en sussie, is die teenmiddel vir bekommernis. Jy sien, bekommernis en dankbaarheid kan nie dieselfde tyd in ons harte bestaan nie. Bekommernis en dankbaarheid is nie versoenbaar nie. Gewoonlik is angstigheid toekomsgerig. Ons is bekommerd oor môre, ons is bekommerd oor ons kinders, ons is bekommerd oor wat moontlik mag gebeur. Maar dankbaarheid is die teenoorgestelde. Dankbaarheid is geloof gesentreerd. Dankbaarheid anker ons in wat God alreeds vir ons gedoen het. Wanneer ons angstig is, vernou ons visie
totdat ons slegs ons probleme en ons uitdagings kan sien. Maar dankbaarheid is soos 'n bril wat ons moet aansit om duidelik te kan sien. Met dankbaarheid sien ons en besef ons die voorsiening van Vader, wat ons gebring het tot hier, waar ons vandag is. Met dankbaarheid erken ons God se vingerafdrukke in ons lewens. Paul is not suggesting that we ignore our pain or our struggles, but he's asking us to wrap our prayer requests in a blanket of thankfulness, of gratitude, before we present it to Father. By starting our prayers with thank you Lord, we remind our souls that the God we are asking is the same God who has been faithful in the past. U sien, dit is dankbaarheid wat die vrede van God loslaat. Dankbaarheid word die brug tussen ons en God se teenwoordigheid. If you say you're not sure, you never feel the presence of God. You always seem so far away. This might be a test. How thankful are we with what we have received till this day? Wanneer ons kies om dankbaar te wees voordat die antwoorde kom, verklaar ons vertroue is in ons Here se voorsiening. It is thankful heart that brings peace to our lives. It is a thankful heart that reminds and remains anchored in Jesus. When worry enters our minds, we turn our attention to things that we are thankful for, even though they may be small things, and allow these to be a reminder and confirm to us that God is in control before we move to the task that has worried us. Kan ek so 'n bietjie die huis uit praat? Ons het Cherie 40 jaar oud geword en ons is genooi na 'n verjaarsdagpartytjie toe daar in Pretoria. En hier so half 12 die aand gaan ons na Irene Village toe om by Teneeltjie hulle te slaap. So ons ry op die hoofweg en ons kry Botelaan afrit. Nou as jy weet hoe dit daar lyk, half 12 die aand, is dit nie so, is nie so 'n veilige plekkie nie. En ons is net in by Irene Village. Daar's 'n pakwiel. Daar het ek 'n pakwiel. Nou, moet ek nou die duiwel bestraf of hy tuister my, half 12 op 'n Vrydag aand. Maar weet jy my boetie en sussie, as ek daai pakwiel gehad het op die hoofweg, of as ek daai pakwiel gehad het daar langs Botelaan, waar die gras so loog is, jy weet nie wat is in die gras hier staan nie, dan sou ek rede gehad het om te kla. Maar hy dankbaarheid dat die Here my in die village ingebring het en daar het ek 'n pakwiel gekry. So het ons net 'n getuig van ek dink dit ek bly net dit, my boetie se naam is Lofty. Ekskuus Lofty. Ek is altyd deur mekaar met Lofty en Whitey. Lofty het nou hierso, Vrye Sondag, hy het nou 'n getuig daarvan, Sondag na kerk, toe hy met sy Land Cruiser moes ry, toe sy hele rek en pinion, sy die ball joint losgekom. As dit gebeur het 5 minute later, nee, in hierdie draai, hierdie S-draai waar hy besig om die pad te bou, wat sou die uiteinde gewees het van daai wat hy nie meer kon stuur nie? So hy kon kwaad gewees het vir die duiwel wat nou hierdie ding gebreek het, of hy kon dankbaar wees dat die Here hom hier in die kerk se gronde, dat dit daar losgekom het, en hy is daaroor dankbaar. It is a thankful heart, my brother and sister, that anchors us in our faith. An anxious mind is a signal that we feel out of control. But by reflecting on thankfulness, we shift our focus back to the one who is actually in control. Psalm 103 vers 2 sê Dawid, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Lamentations 3:22. It is because of the Lord's mercy and loving kindness that we are not consumed, because His tender compassions fails not.
Verse 23, they are new every morning. Great and abundant is your stability and faithfulness. Mag ek herhaal? Dankbaarheid herinner ons aan wat God alreeds vir ons gedoen het. As ons vergeet van wat God gedoen het, dan voel dit vir ons of ons alleen staan in hierdie nuwe uitdaging wat voor ons is. This is why David speaks sternly to himself, to his soul, in Psalm 103, and commands his soul not to forget one of the Lord's benefits. Nie ene mag hy vergeet nie. It is so that the human heart tends to remember pain more easily than it remembers provision. We tend to recall the struggles and forget the mercies. This is what gratitude does. It brings back memories of God's past faithfulness. Every time we thank God, we reinforce the truth that God has always been present and faithful. In a moment when we need guidance, when we need a prayer to be answered, we need a provision, we need strength to be carried through, He has been there. But sadly, we easily forget His faithfulness. Dieselfde Here wie voorheen voorsien het, sal weer daar wees. Dankbaarheid lei tot bewuswording van die goedheid van ons Here. In plaas om ver van die Here af te voel, ontdek ons dat hy die hele tyd eintlik met ons is. Wat God voorheen vir ons gedoen het, word die fondasie om in hom te kan glo voor die nuwe uitdagings wat ons kant toe mag kom. Kolossense 3:15 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Psalm 34 vers 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My brother and sister, gratitude shifts our attitude. If we've got a stinking attitude, where's our gratitude? Our gratitude will shift our attitude. Dankbaarheid verander ons rigting en ons fokus. In plaas om ons te kwel oor wat verkeerd mag gaan, leer dankbaarheid ons om te sien wat goed is. In plaas om probleme te vergroot ons Vader se goedheid. Dankbaarheid laat die vrede van God in ons harte heers. Dankbaarheid laat die teenwoordigheid van God huisves in ons lewens. Psalm 95 vers 2. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Dankbaarheid maak die deur oop vir ons aanbidding. Dankbaarheid maak die deure oop vir ons aanbidding. As jy hier in 'n Sondagoggend instap met 'n dankbare hart, is jy reg om te worship. Deur die skrif word danksegging voorgehou as die manier om in God se teenwoordigheid in te gaan. Voordat lofsang uit die hart kan vloei, is dit dankbaarheid wat die hart moet voorberei. Wat ek het herhaal, voordat lofsang uit 'n hart uit kan vloei, voordat jy kan loof en prys, is dit dankbaarheid wat die hart moet voorberei om dit te kan doen. Voordat ons harte kan verdiep in aanbidding, is dit dankbaarheid wat die instrument is wat ons aandag na Abba Vader toe draai. We need to acknowledge His goodness before we worship or bring our requests before Him. Thanksgiving reminds us that God has already been faithful in so many ways, so many times. When we reflect on His mercy, His provision, His faithfulness, His grace, our hearts respond easily with worship.
'n dankbare hart is 'n plek waar God verheerlik word en waar sy teenwoordigheid met blydskap ontvang word. 1 Timotheus 6 vers 6, Godliness accompanied with contentment is great and abundant gain. Hebreërs 13:5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. 'n Hart wat dankbaar is, my boetie en sussie, maak ons vry van meer en meer na te jaag. Jy sien in die wêreld is genoeg nooit genoeg nie. Die wêreld jaag na meer en nuwer en beter en vinniger en aan gaan die lys. Om onsself met ander te vergelyk is seker die grootste vyand teen dankbaarheid. In plaas om dankbaar te wees vir wat Vader al reeds vir ons gedoen het, begin ons fokus op wat ons glo ons eintlik nodig het. Gratitude breaks the influence of comparison. Stay in your lane. Play in your baan. When we recognize that every good gift we have comes from God, our hearts will find rest. Vergenoegdheid is 'n groot woord. Vergenoegdheid, tevredenheid groei waar dankbaarheid lewe. Om vergenoeg te wees beteken nie dat ons nie nuwe doelstellings of nuwe drome mag hê nie. Dit beteken net dat ons geluk en ons identiteit nie deur besittings of prestasie of erkenning bepaal word nie. Ons identiteit is Christene, koningskinders, dis wie ons is. Ons het nie nodig vir 'n Mercedes om vir ons status te gee nie. Ons kan status gee aan 'n Volkswagen, omdat ons kinders van die Here is. Ons identiteit is, ons is Christene. Ons het nie nodig om aan 'n wêreld te bewys wie ons is deur wat ons het nie. Wanneer dankbaarheid ons harte vul, dan waardeer ons dit wat ons al reeds in ons lewens het. This way of thinking aligns with hosting the presence of God. A dissatisfied heart struggles to recognize the nearness of God. Ons kan begin deur dankbaar te wees vir eenvoudige dinge, 'n mooi son wat opkom. Daardie kleinste blommetjie, dis altyd vir my so verbaasend as ek met die klein mensies in die veld stap. Daai grasie wat daai kleinste perfekte blommetjie het, is te wonderlik. Ek wys altyd die klein mensies, kyk net hoe wonderlik is dit. Ons kan dankbaar wees dat ons opgestaan het. Ons kan dankbaar wees vir ons 'n huis het, vir dat ons 'n werk het, dat ons vriende het, dat ons voertuie het. Die lys van dankbaarheid is ongelooflik groot. Maar ongelukkig is ons natuur en ons geaardheid om altyd die negatief te vergroot. Ek wil begin om af te sluit. Thankfulness, my brothers and sisters, should become a lifestyle and not an event. It's not supposed to be an event. When something happens that you receive something, you're happy. But as soon after a while, you're not happy anymore. No, thankfulness should be a lifestyle. Being thankful, as Eddie says, I woke up this morning, I'm alive, I've got a new opportunity. Thankfulness is a lifestyle, it is not an event. Psalm 118 vers 1. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hebreërs 13:15. Through him, therefore, let us constantly, at all times, offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify his name. Wow! Dink as dit ons lewe is. As ons so 'n lewe leef, that thankfully acknowledges and confesses and glorify his name. Wow. Dankbaarheid groei
soos ons op God se goedheid mediteer. Danksegging is nie beperk tot spesiale oomblikke of gebeurtenisse nie. Die woord moedig ons aan om 'n leefstyl van dankbaarheid te beoefen wat uit ons harte uitvloei. Wanneer dankbaarheid 'n daaglikse gewoonte raak, verander dit hoe ons die lewe ervaar. 'n Dankbare leefstyl maak ons sensitief vir God se genade oor ons. Dit wat alledaags word vir ons spesiaal. The more we reflect on His love and faithfulness, the more our hearts recognize His presence in everyday life. May we recognize the fingerprints of our loving Father on our lives. We will find that the joy of the Lord will become our strength through the days. Kom ons bid saam. Father, thank you that we may once again this morning just remind ourselves and focus on the goodness that we receive in our lives. I pray, Lord, that you will help us to see and recognize your hand and your fingerprints in every circumstance of our lives. Help us to develop a grateful heart that remains aware of your presence, even though we sit with heartache, even though we sit with challenging circumstances. By being thankful, Lord, we receive a new perspective that you are with us. Thank you, Lord. Thank you that your love endures and will carry us through to the end. I pray in Jesus' wonderful, wonderful name. Amen.